voorreg om saam met jou te kuier op hierdie pragtige dag wat die Here gemaak het. Ek is pastoor Petrus Kotse-Orendaal en ek het 'n gas vandag saam met my, dit is Amber. En ek dink as jy op my groep is, sal jy sien ek het 'n boodskap gestuur om te sê, vandag se gesprek gaan 'n hartseer een wees, maar ook steeds een van hoop. En ek sit aan die ander kant van die tafel vandag, Amber sit daar agter die klankbord of die knoppiesbord. En vir my is dit tyd om te groet. En Amber gaan vandag die praatwerk doen en ons gaan so 'n bietjie gesels oor my journey hier op Live FM en ook dan my program Lewe in Oorvloed. So Amber, die vloer is joune. Dit voel so vreemd, hallo almal. Dit voel so vreemd om jou te onderhoud te voer op jou eie program. Ja, bietjie weird, nee. Maar hier is ek en ag, dis vir my so voorreg, Petrie, dat jy die vloer oopmaak vir my op jou laaste program. Sodat ons net meer oor jou kan uitvind. So ek wil graag eers hoor, hoe voel dit om vandag hier in die ateljee te wees? Kyk, ek moet sê, ek dink die mense wat hulle pad met my geloop het, weet dat ek nie sommer 'n traan uitpak nie, en dat ek nie emosioneel bedraad is nie, dat dit vir my baie maklik is om my gevoelens een kant toe te skuif, en waar dit vir baie vrouens 'n maklike ding is om te vra, hoe voel dit, is die voelding vir my amper, ek werk amper op feite. Ja. En as ek kyk na die feit van vandag is dat ek 'n lang journey met Live FM geloop het. Ek dink ek is op hierdie stadium die omroeper wat nog die langste saam met julle was. En dat dit 'n amazing voorreg is, maar ek het atletiek gedoen. En as jy ver gehardloop het en jy sien daar's die wenstreep voor jou, voel jy 'n bietjie huilerig, 'n bietjie moeg, 'n bietjie bly, maar jy weet okay, die lyf moet aanhou tot daar. So ek voel dankbaar, maar ek is hartseer om te groet. Dis 'n wonderlike platform, maar ek voel begenadigd om so 'n amazing journey te kon doen. Definitief, dis amper soos full circle. Ja. En ons eindig dit af op die beste manier wat ons kan. Ja, natuurlijk met 'n geskenk op die tafel, nee? Ja, so ons het 'n paar sekondes oor, maar as jy hierdie oomblik in een woord kon beskryf, wat sou dit wees? Grace. Yes, ja. Verseker. As ek terugkyk op my pad, dan is dit alwaaroor dit gaan, oor die Here se groot grace. Ons het nie nodig om hier te wees eers nie, maar deur sy grace is ons wie ons is, en het ons wat ons het. Verseker. Al die eer aan hom. Verseker. Ja. Dis nou tyd vir 'n musiekbreek en ons het One Awkward Moment by Casting Crowns. En welkom terug hier op Lewe in Oorvloed. Petrie, ek het jou nie eers die kans gegee om jou eie show te intro nou nie. Dit is okay, welkom by Lewe in Oorvloed, 100.6 FM Kosh area, 98.1 FM Potch en wêreldwyd op die web www.livefm.co.za. So ek en Amber gesels oor my journey hier by Live FM. As jy nou net ingeskakel het, dis vir my tyd om te groet. Ek gaan 'n sabbatical vat en dan gaan ons kyk wat doen die Here daarna. So sy is besig om vir my hier onder die mikroskoop te sit en vrae te vra. So kom ons hoor waaroor praat ons. Hierdie eerste segment wil ek bietjie fokus op die begin en jou pad na Live FM toe. So neem ons terug na die begin. Hoe het jou reis by Live FM begin? Hoe het jy van Live FM gehoor en by ons uitgekom? So ek het 'n koerant gehad nadat my eerste man gesterf het in 2010 wat se naam Voetlig was. En ek het geloop en bemarking gedoen en ek het by hierdie huis uitgekom. Ek dink dit was daar in Flamwood iewers en Barend Fourie, as ek sy van reg onthou, was op daardie stadium die begin persoon, die stigter wil ek amper sê van Live FM. En ek het ingegaan om 'n advertensie aan hulle te verkoop, want op die einde van die dag met die pot aan die kook wees, ek was op daai stadium 'n weduwee en my seentjie was 4 jaar oud en ek het regtig alles verloor. My man het nie 'n lewenspolis gehad of 'n testament nie, die bank het al ons goed gevat, ek het geen inkomste gehad nie en ek moes uitspring en my ding doen. So ek kan aan jou 'n stukkie ys in die winter verkoop en jy gaan dink dat jy 'n wonderlike koopie doen. Ek kan dit doen. En ek het by Barend uitgekom en ek het hierdie verkoopstegniek van my toegepas, hierdie
wat sê hulle vir dit, smooth talk, begin praat, en ek dink Barend het seker maar gesien, hier is iemand wat dalk die radio kan laat gebeur, so dit is die rede hoekom ek daar uitgekom het, maar die Bybel sê dat the steps of the righteous man are ordered by the Lord, en ek het sommer net daai tyd in my kar geklim, my maat saam met my gery, my seentjie was baie keer op haar skoot, en dan het ek van plek tot plek gery, en ek het advertensies gesoek, so ek dink die Here het my definitief gestuur soontoe, en Barend het vir my geleentheid gegee om 'n program te doen. En die eerste program was, ek dink in 20 jaar. Veranderings gesien het. Sure, dis amazing. En het jy ooit gedink jy sou op die radio wees? Kyk, ek geniet die radio en ek is 'n bekwame prater. En dis wat God vir my gegee het, dis my gawe om te kan praat. En ek vertrou die Here altyd vir groter platforms. Ja. En die radio is 'n wonderlike platform. So ek het nooit regtig iemand bewonder wat 'n radio-omroeper was as kind nie, maar wanneer ek 'n geleentheid kry om 'n groter platform te kry vir die koninkryk, gryp ek dit met al twee hande. So, en God beplan altyd vir ons meer as wat ons kan dink om te vra. Ja. Ek sien dit oral in my lewe, en met die radio was dit dieselfde. Definitief. Met al die luisteraars en die wonderlike platform wat dit skep, en oral waar jy gaan, sê mense, ek luister na jou op die radio, en dan besef mens hoe begenadigd ons is, dat die Here. En daai tyd was ek so flenters. En wanneer ek agter die mikrofoon inskuif, was dit die woord wat by my mond uitgeloop het. En kon ek mense bedien, selfs al was ek self stikkend. Definitief. 'n Mens leer so baie hierso. Dis regtig 'n feature van Live FM, maar onthou jy jou eerste uitsending wat jy gedoen het op die stasie? Ek doen, Barend het by my gesit, want ek dink Amber, hulle weet ook, ek en hierdie knoppies is nie vriende nie. Net so goed as wat ek kan praat, net so swak is ek met die tegniese gedeelte. So Barend het langs my gesit, en die volgende keer was daar 'n glas tussen ons, en hy het aan daai kant gesit, en ek aan die ander kant, en hy het die tegniese gedeelte aan daai kant versorg, en ek kan nie sê dat ek stage fright gehad het, of enigstens 'n droë mond of hartklopings of enigiets. Dit is vir my 'n baie natuurlike proses, is soos om op die kansel te staan en preek. Dis so dis 'n natuurlike ding, en op daai stadium was ek reeds 'n pastoor. So dis maar net 'n deel van dit wat jy doen. Ja, so dit is my baie lekker. So wat het presies deur jou kop gegaan? O, Gonna, ek's nou voor die mikrofoon. Nee, ek dink my main concern is dat ek die verkeerde knoppie druk. Ek dink dis maar die groot ding, maar ek het dit van die begin af baie geniet, en baie mense, en selfs met my preek ook, baie mense bring 'n boek saam wat klomp goed het wat hulle inskryf en so, en ek doen dit nie. Ek het 'n raamwerk, en dan vra ek vir die Heilige Gees dat hy self die prent sal inkleer. So ek kom nie onvoorbereid nie, maar ek kom nie so sterk voorbereid dat as daar iewers 'n dingetjie gebeur dat my appelkar gaan omval nie. Ek go with the flow, wil ek amper sê. Ja. En dit gee amper soos 'n transparency amper, dat die Heilige Gees regtig kan goed werk. Dis regtig spesiaal. En wat was jou grootste vrees of uitdaging? Was dit die knoppies gewees? Die knoppies, hoor. Ek weet, ek het al die verkeerde knoppies hier ook gedruk, dan kom Amber hier omgehardloop, so dit gebeur partykeer. En jy weet, as mens eers die eerste knoppie verkeerd gedruk het, dan is dit amper of alles dan afval. So die knoppies was maar my groot ding. En jy weet, met die goeie tye kom ook maar onseker tye. Was daar ooit onseker tye vir jou hier by Live FM, of jy gewonder het of die vir jou die pad is om te stap? Ek moet sê nee, ek is 'n baie vasberade mens. En as ek my kop op iets gesit het, sal niemand my stop om dit te doen nie. Ja. En ek het my seun ook van kleins af geleer, my kind, as jy met iets begin, maak jy dit klaar. Maar dit is vir my verskriklik belangrik om in die Here se wil te wees. En op 'n stadium het die Heilige Gees my gesê, dis tyd. En dan sê ek, Here, kan ons nie nog bietjie gaan nie? En dan sê hy vir my, dis tyd. Ja. En hierdie laaste keer, en ek, François kan agter my man, François, jy kan agter my rug vir hom vra, ek het seker hierdie jaar 3 of 4 keer vir hom gesê, die Here sê, dis tyd. Ja. En dan kom ek, en dan doen ek weer 'n bietjie radio, en ek sê vir hom, ek dink ek wil nog 'n bietjie aanhou. En hierdie laaste keer het ek die Here so duidelik gehoor. Dis tyd. So, ja, dis vir my moeilik om te laat gaan. Ek dink dis my moeilikste ding. Ek sal aanhou tot ek neerslaan. Want hierdie is God se werk. Ja. Maar wanneer hy sê dis tyd, is dit tyd. So ja,
dis moeilik om, en ek sê dit met groot respek, is moeilik om gehoorsaam te wees, want mens wil graag jou eie ding doen. Ja. En jy wil graag getrou bly, maar daar's seisoene. Ja. En ja, dis die moeilike ding om in pas te bly met God se plan vir jou en sy seisoene vir jou. Ja, en daar's daai teksvers wat sê daar's 'n tyd vir alles, Ja, nê? ja. Dis baie spesiaal. En in die beginjare, wat het jou gemotiveer om dit te doen? Om elke keer in te kom in studio en jou program voor te gee? Wat het jou gemotiveer? Dit was in my deel van die bediening en ek bid baie keer Jabes se gebed en ek vra baie keer vir die Here, gee vir my groot grondgebied. En ek het gesien in die jare met Live FM waar ons begin het saam met Barend en toe oor is na Ferdi toe en nou weer oor is na 'n volgende bestuur toe, hoe die platform weier geword het en wie wat nie 'n passie het vir siele, sal hierdie groter platform nie wil gebruik nie. So ek dink nie dat ek enige motivering eers nodig gehad het nie. Die feit dat jy syfers sien groei, dat jy uit sy gebied sien groter word, dat jy hoor hoe mense praat oor die programme en waarna hulle luister en so aan, dit is jou motivering. Ja. En wanneer ons in God se diens staan, sê die Here se woord, ons moet aanhou tydig en ontydig. Ons moet praat wanneer ons op die pad is en wanneer ons by die huis is. Ons moet dit die hele tyd doen. En dis die begeerte van my hart, dat eendag as ek voor God staan, dat hy vir my sal sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Ja. Ek sê altyd vir my gemeente en vir die mense wat ek mentor, ons kan baie goed nie kies nie, maar jy kan kies om getrou te wees. Verseker. Getrouheid is 'n keuse. Ja, en dit is 'n moeilike besluit, maar dis 'n goeie besluit. Ja, verseker. Dis soos 'n versekering. Ja, ja. En wat het Live FM jou in daardie tyd geleer oor jouself en oor God? Dat ons altyd weer kan probeer. Ek het daardie tyd, nadat my eerste man gesterf het en ek so teen die grond gegooi was, daar's 'n gedeelte in die Here se woord in 1 Korintiërs wat sê, struck down, but never struck out. En dit is wat ek geleer het, dat die Here het, daar waar mens stikkend is, daar waar jy voel jy het alles verloor, kan hy 'n nuwe medium gebruik wat Live FM was, om weer nuwe vertroue in jou menswees in te bou en vir jou menswaardigheid te kom gee. Want nadat jy deur swaar verliese is, amper soos 'n vrou wat sommer net 'n skerf vat en haar hare afsny. Nie eers mooi nie, dit net afsny, want jy het alles verloor. En ek dink, baie mense voel so in hulle geesmens, en hoe die Here kan kom en weer jou hare kan laat groei, weer jou mooiheid kan terugbring, en hy gebruik verskillende goed, maar in my geval het hy Live FM definitief as deel van my mooi maak proses gebruik. Psalm 103 sê, He is the Lord who beautifies and dignifies us. He is the one who crowns us with loving kindness and tender mercies, who satisfy our souls, our needs and desires at our personal age and situation with good, so that our youth renewed is like the eagles, strong, overcoming and soaring. En dis waar ek is vandag. Dis so mooi. I'm in awe. En ek wil ook graag vir die luisteraars net laat weet, as hulle 'n boodskap aan Pietro wil stuur gerus op Live FM se WhatsApp, dis 066 516 6917. Nou, ons het nog so 2 minute oor, maar jy weet, toe jy nou so praat oor Live FM en die boodskappe wat uitgaan, ek het so baie al gesien waar God regtig die regte persoon op die regte tyd in die kar sit of voor die radio sit, en dan kom Live FM se boodskap na daai persoon toe, die regte boodskap wat hulle nodig het. Ja. Dis ek het amazing. dit al oor en oor beleef. Ek het al soveel keer, wanneer ek 'n preek gebring het op Live FM, en ek het ook short devotions wat julle speel so nou en dan, hoe iemand my WhatsApp en vir my sê, baie dankie, hoe het jy geweet dat ek in hierdie situasie is? Ja. En dan sê ek vir daai persoon, ek weet nie, maar die Here weet presies, en ons moet altyd onthou, God is die God van die individu, en ons is almal net sy kanale. Ja. En daai afsprake wat God het, en dat ek en jy so begenadigd is om op hierdie platform te kan werk, waar ons massas mense kan bereik. Jy weet, die meeste kerke in ons omgewing is maar klein. Dis klein groepe wat bymekaar is, as my kerk het so 120, 140 mense, as ek almal bymekaar het, maar Live FM se platform is huge. Definitief. En die voorreg wat die mense het om daai hele groep te kan bedien, en hoe die Here
jou gebruik om sy woord te verkondig. Dit is eintlik verstommend. Definitief. Verstommende genade. Ja. En partykeer kom ons hier in en ons het self 'n rowwe dag en daar is self goedjies of jy het pyn of wat die geval is en jy skuif alles een kant toe en kom sit hier en kom doen jou ding en juis op daardie dae gebruik die Here jou op so kragtige wyse om mense te versterk en te bemoedig, want dit gaan oor sy koninkryk. Verseker. En kan jy glo, dis tyd vir nog 'n musiekbreek. Onthou stuur vir ons daai WhatsApp op 066 516 6917. Ons het nou vir Matty Mullins met Nails. Welkom terug op my program Lewe in Oorvloed. Vandag die laaste dag met die program wat ek 'n sabbatical op gaan vat vir minstens 'n jaar, maar ek en Amber gesels lekker en nou wil ek net klaar sê dat julle wat op my Bybelstudie groepe is, daar sal dan ook YouTube kanaal wees waarop alles die goed wat ons hier gedoen het herhaal sal word, die boodskappe en so dit gaan nie stop nie, dit gaan net op 'n ander manier gebeur, maar ja, ek en Amber gesels lekker. Amber, baie dankie. Wonderlik. En ek wil ook byvoeg, jy weet, ons het soos jy nou nog gesê het, ons het so groot platform en ons is internasionaal en natuurlik, die mense kan ook gaan terugluister op Lewe in Oorvloed op SoundCloud, Spotify, Apple Music en YouTube. Al jou boodskappe is ook daar, maar ons wil nou 'n bietjie gesels oor die impak, groei en die getuienisse. Nou, ek kan nogal imagine na so lank wees by Live FM, daar het 'n hele paar goeders al gebeur. Ja. So, waar het die naam Lewe in Oorvloed daarvan gekom? Die Bybel sê in Johannes 10 vers 10, die dief kom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom, sê Jesus, sodat jy lewe kan hê en daardie lewe in oorvloed. En toe ek gaan sit en dink en wonder oor watter naam kan ek vir my program gee, is dit die naam of die vers wat in my gees opgekom het. Want in my lewe, en ek het 'n boek geskryf wanneer die krieke stil word, wat hierdie jaar uitgegee is deur Naledi, en wat soos blits verkoop, en wat reeds in sy 3de druk is, en teen al die 3de druk is nou afgehandel, so die 4de druk sal binnekort gebeur, en steeds is hy besig om momentum te vat, en wanneer jy daardie boek lees, dis my lewensverhaal, dan lees jy hoe die dief by my kom steel het, en hoe hy kom slag het, en hoe sy plan was om te verwoes. Ja. Maar tog het die Here in daardie tye gekom, en hy het vir my lewe kom bring, en lewe in oorvloed. En dit is die passie wat ek rondom hierdie saak het, vir mense wat seer het, vir mense wat voel, dis verby, dat hulle sal luister, en dat hulle sal hoor wat die Here se woord sê. Ja. Hy het gekom sodat ons lewe kan hê, en lewe in oorvloed, ons moet vashou aan hom. En ja, ek dink dis die platform van die program en ek is baie ernstig oor God se woord. Ja. Dis iets waarop ek nie kompromieer nie en baie mense het 'n spesifieke passie rondom hulle bediening, weet om siele tot bekering te kry of om kinders heel te kry of gebreekte vrouens of wat die geval is. My passie is hoop. Ja. En geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, sê Hebreërs 11 vers 1. 'n bewys van die dinge wat ons nog nie gesien het nie. En wanneer ons net kan begin sê, al het die dief by my kom steel en slag, en hy het nie verwoes nie, want jy lewe nog. Jesus het gekom dat ek lewe kan hê, dan begin daai hoop eskaleer. En ek sê gewoonlik in die begin van my program, die woord van die Here is lewendig en kragtig, en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit maak skeiding tussen murg en gebeente, en dit lê die diepste motiewe van ons hart bloot. En wanneer ons toelaat dat die woord, daai Jesus wat gekom het, sodat jy lewe kan hê en lewe in oorvloed, die woord ons harte penetreer, kan ons hoop hê, al is ons in watte situasie. Definitief. He can move mountains and he can do anything. Amen, amen, zeker. En die woord lewe in oorvloed, jy het nou 'n bietjie verduidelik waar dit vandaan kom, maar wat beteken dit vir jou persoonlik? Lewe in oorvloed in my lewe, soos wat ek nou gesê het, het vir myself lewe in oorvloed gebring. En wat is lewe? Lewe, baie mense vra, wat is lewe? Vir my is lewe die gelag van kinders. Vir my is lewe om in die oggend op te staan met hoop in jou hart. Ja. Vir my is lewe om te weet, al het ek gister geval, ek kan my knie afstof en ek kan weer probeer. Ja. Lewe is om hoop te hê vir môre. En lewe in oorvloed
is net by die Here te kry. Daardie oorvloed van Psalm 23 waar hy sê, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En daardie beker wat oorloop is lewe in oorvloed, wat jy, en ek is op daai plek in my lewe, as ek om my kyk, en ek sien wat die Here vir my kom doen het, my beker loop oor, en dis lewe. Dis wonderlik. Ek is nou so geïnspireerd soos ek hier sit, maar deur die jare, hoe het die program verander? Ek dink, soos wat 'n mens in die begin, veral ek wat die tegniese goed aanbetref, jy's tog maar 'n bietjie gespanne dat jy die verkeerde knoppie druk, so dit maak dat jy nie heeltemal fokus op die woord alleen nie, want jy hou heeltyd die knoppies dop in beweging en mense se gesigsuitdrukkings en so aan. Maar soos wat jy so 'n paar winters deurgewerk het op die program, kom jy op 'n plek waar jy heeltemal ontspan. En in die begin was my program kort, ek dink hy was 20 minute, 15 minute. Jy weet, 'n onfikse ou kan nie ver swem nie. En toe was hy lank, 'n halfuur, en ek het ander goedjies ook gedoen. Ek het stories van hoop gedoen, waar ons getuienisse gedeel het, en van hulle was regtig lewensveranderend, en die impak wat daai getuienisse ook gebring het, dat mense besef dat daar gebeur buitengewone goed met gewone mense. Ja. En lewe in oorvloed wat heeltyd gebly het op verskeie maniere. En nou is ons op 'n uur, 3 13 minute segmente met 'n 3 minute intro. En lewe in oorvloed is nie vir iemand wat gou-gou net wil luister nie. Dis nie 'n quick fix nie, en dis nie 'n spaarwiel nie. Ja. Lewe in oorvloed is iemand wat ernstig is om die woord te vat en dit hare of syne te maak en te luister, en ek is baie reguit wanneer ek preek. Ek draai nie doekies om nie, en ons moet reguit preek, want die Bybel sê in die laaste dae sal mense predikers soek wat hulle gehoor streel, en ek wil nie deel van daai predikergroep wees nie. So ek dink lewe in oorvloed het my geleer dat reguit prediking lewer altyd resultate. Ja, en ek moet sê, it always puts me in awe, elke keer as jy hier kom, veral as jy nou 'n recording doen of so, en dan preek jy sommer net. Ek dink vir myself, that's amazing. Jy weet, so dit wys regtig die Heilige Gees werk. Jy weet, so ek is altyd net in awe as jy jou show doen, en jy doen dit so van aard, jy weet, so dis regtig amazing. En Ek wil net byvoeg, jy weet, elke een van ons het 'n spesiale gawe van die Here ontvang. ja, En dit lyk soos 'n normale mens wat voor jou sit, totdat daardie persoon dit begin doen wat sy gift is. En ons kan, dit soos 'n gimnas. Daai meisie kom daar opgeloop en sy lyk heeltemal normaal. En as sy dit begin doen waarvoor sy gebore is, dan sien jy 'n stukkie van die hemel. Ja. Dis soos party mense wat sing, en my gift is om te preek, en wanneer dit gebeur, dan is dit 'n stuk van die hemel wat jy sien, en ek sien dit in groot nederigheid. Ek sal nie boast in enigiets behalwe in Christus en sy geskenk wat hy gee nie. Maar dis daai iets wat jy doen, en dan's mense amper verstom as hulle jou ontmoet en hulle kom agter, wow, sy het ook hier meer. Sy kan ook ongeduldig raak. Sy is ook net 'n gewone mens, maar daai stuk is God se gift, en jy kan my in die middel van die nag wakker maak en ek sal preek. ja, ek kan so Ek kan glo. siek wees, ek sal preek. Dis my geskenk, en ek is so dankbaar vir God vir dit. Verseker. En is daar 'n onderhoud of tema of 'n storie of 'n preek wat jou besonder diep geraak het? Ja, ek het op 'n stadium 'n onderhoud gehad met 'n ma en haar seun. Die seun se naam was Zander. Haar naam was Alida, of is Alida, ekskuus. En hulle het gepraat oor Zander wat homself geskiet het met 'n pellet in sy longe, dink ek, of in die hart, en daai pellet koeltjie het in sy hart gaan vassit. Sure. En hoe die Here daai kind deurgevat het en die pad wat hulle geloop het, en ek het geweldig baie navrae ook gehad na die tyd oor hierdie onderhoud. En ja, dit het vir my bygebly dat selfs al kom jy op daai plek waar jy voel die lewe is regtig nie meer die moeite werd nie en jy kies om selfmoord te pleeg, kan God steeds ingryp in die manier waarop die regte dokters daai dag op diens was. Ja. En alles net in plek was, en hoe God self vir hierdie seun geveg het, sodat hy kan bly lewe. Dit was vir my een van die onderhoude wat my regtig bygebly het. En dan wat boodskappe aanbetref, soos ek vir jou gesê het, ek is baie lief vir God se woord, en ek geniet vir al die psalms. So ek het ek preek baie uit Psalm 139 oor daai alwetendheid van God. En ek kan ure lank preek op dit.
met verskillende goed uit daai gedeelte uit. Net daai God is alwetend, hy's almagtig, hy's alomteenwoordig, hy's altyd liefdevol. Daai preke is pitkos. Maak nie saak of dit met jou goed of sleg gaan nie. Maak nie saak of jy oud of jonk is nie, dit bly relevant. Ja. En almal het dit nodig. Dis waar. Almal het dit nodig. En het jy al terugvoer van 'n luisteraar gekry wat jou altyd sal bybly? Ja. Meer as een keer. Ek moet sê dat baie keer WhatsApp iemand my en sê vir my dankie. Daar is 'n spesifieke luisteraar wat op 'n stadium gesê het dat hulle was gereed om hulle lewe te beëindig. En hulle het presies op die regte tyd na die woord geluister en hoe dit vir daai persoon gevoel het of ek reguit met hom praat. Ja. En reguit vir hom sê, dit waarmee hy nou besig is nie die regte ding nie. Ja. En hoe die Heilige Gees net eenvoudig beheer geneem het oor daai persoon se lewe. Die manier waarop ek en jy ingestel moet wees wanneer ons hier kom sit agter die mikrofoon. Ja. En dat ons besef ons is nie besig met 'n vinnige dingetjie en om sommer net 'n people pleaser te wees nie. Ons is besig met koninkrykswerk. En is ernstige werk. En jy moet jou allerbeste gee. Want God is die allerhoogste God. En sulke boodskappe soos wat daai persoon gestuur het, of soos wat mense jou kontak en sê, dankie vir die hoop wat jy vandag gegee het, laat jou besef dat hierdie goed het ewigheidswaarde. Jy kan dalk dink, ag kom ek spandeer gou die uur hierso en laat ek gou huis toe gaan en aangaan met wat ek moet doen. Maar dis ewigheidsgoed waarmee ons besig is. En hierdie boodskap wat ons hier bring, kan iemand se siel red, of ons kan deel wees daarvan dat hy verlore gaan. Ja. Jy kan vandag iemand se lewensboei wees. Dit is so. En hoe het hierdie program jou in jou eie geloof beïnvloed? Ek moet sê dat dit 'n goeie ding is om te leer om so natuurlik te preek met die tyd wat jy tot jou beskikking het. In die begin het dit my nogal gevang om met niemand te praat nie. Jy weet, ek hou van reaksie wanneer ek preek. En dan sit jy hier binne en dit voel of jy met jouself sit en praat. Maar soos wat jy gewoond raak aan hierdie geïsoleerde omgewing en jou stem wat uitgaan oor soveel plekke, leer jy om met meer selfvertroue te preek. Dit is so. En om lekker diep te delf. Ja. So ek dink dit is soos 'n atleet wat reeds fiks is, maar dis ekstra oefening hierdie om jou net topfiks te kry. Ja. So dit is 'n wonderlike gym. Yes. Wil ek amper sê. vir preek en prediking en kommunikasie. En dit het jou gehelp? Ja, dit is 'n slypskool. Ja. Ag, wonderlik. So maak jou net beter. Ja. Dis wonderlik. Dis tyd vir nog 'n musiekbreek. Maar ek wil vir almal net herinner, stuur gerus vir ons 'n WhatsApp op 066 516 6917. Ons gaan oor na 'n musiekbreek. This is How I Thank the Lord by Mosaic MSC. This is why we praise the Lord, omdat hy 'n goeie God is. Ek is pastoor Petra Kotse Orendaal op ons program Lewe in Oorvloed. En baie dankie dat jy hierdie program kies en hierdie radio kies om na te luister. Live FM, waar ons nie net Jesus se liefde praat nie, maar sy liefde leef. En ek weet nie hoe lyk jou jaar so ver nie, maar onthou dat die Here is getrou. En dat hy 'n manier het om alles ten goeie te laat meewerk vir ons wat hom liefhet. So ek en Amber is besig om te gesels. Hierdie is my laaste program vir 2025 en dan vat ek 'n sabbatical in 2026. So sy ondervra my. So kom ons gesels lekker. Ek het 'n lekker lig hierso wat ek so skyn. Nee, so Petro, ons vind meer uit oor jou en is vir my so interessant. Ons het nou past present gedoen. Nou kyk ons na die toekoms. So waarom is dit nou jou tyd om 'n sabbatical te vat en bietjie te rus? Okay, ek weet nou nie of gaan ek rus nie. Rus is vir my 'n verskriklike moeilike ding. Ek dink dis hoekom ek hierdie so lank uitgestel het, want ek wil nie rus nie. Ja. Maar nie meer my wil nie, maar die Here se wil. En ek begin die tekens sien dat ek besig is om uit te brand en ek het in die verlede reeds 2 keer uitgebrand. En dis 'n baie moeilike ding om deur te gaan, veral as jy voltyds in die bediening is. En daarom het ons nodig om mooi na onsself te kyk. Ja. En ek het 'n rukkie terug, terwyl ek besig was om stilte tyd te hou, ek staan in die oggend vroeg op deur die Here se genade, om sommer net bietjie by hom te gaan sit voor die dag begin, het ek gehoor hoe sê die Here vir my, jy moet mooi na jouself kyk.
Jy moet sagter met jouself werk en jy moet goed wees vir jouself. En ek het die vermoë of die swak gewoonte, om te werk en te werk en te werk totdat my liggaam my dwing om op te hou. En ek wil dit nie graag doen nie. So ek hoor jy sê die woord rus en ek hoop dat daar meer geleentheid sal wees om by my huis te wees, maar of ek wil graag op sosiale platforms in elk geval steeds bedien en steeds aanhou om in God se wil te wees, en ek dink nie dat 'n prediker ooit kan aftree nie of kan uittreë nie. Dis die begeerte van my hart dat die dag as die Here my kom haal, ek besig sal wees om te preek. Ja. Ek weet dit gaan die gemeente nou 'n bietjie traumatiseer, ek is jammer, maar ja, dat ek besig sal wees as die Here my kom haal. Ja. Die Here moet vir my bewaar teen uitbranding en sommer net op die stoep sit en die dag omwens. Ek wil nooit daar wees nie. So sabbatical ja, besig bly, verseker. Ons gaan nog steeds jou naam hoor in Klerksdorp. Ja, nee, en was hierdie 'n maklike besluit? Nee, bitter moeilik. Een van my swakker karaktereienskappe is om onwillig te wees om te los, ek los nie. En baie keer moet die Here iets seers met ons laat gebeur, soos om te sê, goed liggaam, jy het nou genoeg gehad, jy gaan nou rus, en dan word jy eintlik maar gedwing om te los. En hierdie keer is ek dankbaar dat ek vroeg genoeg stop en dat ek nou kan rus. Maar dit was 'n baie moeilike besluit. Ek het in die begin van die jaar al die Here se stem gehoor en elke nou en dan dink ek net nog 'n bietjie. Ek kan hulle nie langs die pad net los nie. En selfs toe ek met jou en met Brandon gesels het ek gesê ek sal aanhou tot die einde van die jaar. So dit was 'n bitter moeilike besluit, maar dit is belangrik om in God se wil te wees. Dit is. As ons nie in sy wil is, is ons op 'n baie gevaarlike plek. En ek is verby daai plek in my lewe waar ek enige iets in my lewe wil doen buite God se wil. Ja, nee, dit is so, en my wens is dat baie mense op daai plek ook kan kom, om net God se wil te aanvaar ook, en te doen wat hy wil doen, maar dis in sy wil dat ons vry is. Ja. Ons dink partykeer, en weet daar's 'n gedeelte in Daniël, waar die woord sê, in the last days, Satan will wear out the saints. En jy doen nie sonde nie, jy is nie besig met die verkeerde goed nie, jy is besig met goeie goed, maar jy is besig met die regte goed. En hierdie is 'n vraag wat ons as God se diensknegte gereeld vir onsself moet vra. As jy op openbare platforms bedien, op kansels en op verhoë, by vrouetees en by oggende en so aan, moet jy jouself gereeld vra. Ja. Is ek besig met die regte goed? Ja. Want godsdiens is 'n goeie ding, maar godsdiens kan jou doodmaak vir jou tyd. Ekskuus, maar dis die waarheid. En wat gaan jy die meeste mis van Life FM en jou program? Ek love dit om te preek, en dit is vir my baie lekker wanneer ek op 'n plek is waar iemand sê, ja, jy's Petro van Lewe en Oorvloed, is so lekker om na jou te luister, dankie vir die hoop wat jy gee, daai minder praat. Jy weet, my man sê ek is met 'n ekstra hoeveelheid woorde ge-issue elke oggend, en dan moet ek 'n ander plek gaan soek om dit te gaan gebruik, jy weet, want daai woorde moet gebruik word vir die dag, so ek geniet dit om partykeer sommer net in die kar te wees en ook self van my kort goedjies te hoor, of op 'n Saterdagoggend self die woord te hoor en van buite af te luister en te sien hoe, en dan kyk ek terug en dan daar's 'n lied wat sê, look what the Lord has done. Ja. En dan net te sien wat die Here gedoen het en te hoor hoe Life FM my gehelp het om regtig 'n gekultiveerde prediker te wees. Definitief. Hulle sê mos wat vrouens het so praat mos 2000 woorde 'n dag. Ja, nee, ek dink ek het something like 10.000, ja, 10 of 20. Nee, 2000 is heeltemal te min, Amber. Ja, nee, minstens 20.000 hoor ek, ja. En wat was jou grootste les wat jy hier by Life FM geleer het? Om nederig te wees. Dit is belangrik om vir mekaar ruimte te maak, en 'n belangrike les is dat nie net jou manier is die regte manier nie. Daar is ander mense wat heeltemal 'n ander persoonlikheidstipe as jy het, wat 'n ander produk na die tafel toe bring as jy, en dis nie te sê dat sy produk verkeerd is omdat dit anders lyk as joune nie. Om meer sag te wees teenoor jouself en die mense rondom jou. Ja. En vir mekaar ruimte te maak, en jy weet, dis wat die Bybel sê, verdra mekaar in liefde.
Ja, liefde is ongelooflik belangrik. Ja, dis 'n moeilike ding. Partykeer as ons in die besigheidswêreld is of besig is om ons ding te doen, veral iemand wat 'n gedrewe persoonlikheid het, is jy nogal geneig om te wil hê dat mense dinge op jou manier moet sien en om daai gedrewe persoonlikheid van jou so 'n bietjie eenkant toe te skuif en te onthou, ons is die liggaam van Christus en elkeen het iets om by te dra. Definitief. En wat lê vir jou volgende voor vir 2026? Goed, so wanneer die krieke stil word, het reeds 'n uitnodiging gekry na die Klein Karoo Nasionale Kunstefees. Wonderlik. En dan ook na heelwat vroue tees en daar's 2 vroue kampe wat voorlê, een op die 13de tot die 15de Mei dink ek en nog een in Oktober iewers of Augustus. Ek sal die datums deurgee en ek sal dit ook op my Facebook plaas. So daar is baie bedieningsgeleentheid en dis maar een van die redes hoekom ek op hierdie stadium 'n sabbatical moes vat op Live FM, want ek kan eenvoudig nie by al die nuwe goed uitkom nie. En weer eens Jabie se gebed wat ek gebid het, Here gee vir my 'n groter platform, en met Krieke het ek 'n massiewe platform gekry. Krieke se opvolg is besig om op die oomblik geskryf te word. En ek moet by die skryf uitkom. So daai wat ek nou vir jou sê, ek wil baie praat die hele tyd. Ek gaan baie praat, maar op papier, so dit vir my lyk. So ons vertrou die Here dat hy teen volgende jaar Junie sal die tweede Krieke daar wees en die tema is hoe om die Krieke koor weer te hoor sing. Wat sal dit vat? Wat sal dit vat om op te staan uit gebrokenheid? Want baie mense het my boek gelees en baie vra, hoe het jy dit reg gekry om uit daardie situasies op te staan en te wees wie jy vandag is. So, Krieke Koor is 'n boek met tools oor hoe om heel te word. En daar is so groot behoefte daaraan in hierdie wêreld waarin ons leef. So ja, dis deel van die beplanning vir volgende jaar. So baie toer, baie praatjies, baie, en die jaar wat agter ons lê, ek was op RSG, ek was op Radio Kansel 2 keer, ek was op Groot Ontbyt, op baie plaaslike radiostasies reg oor Suid-Afrika, ek was in die Kaap, en soveel dinge het gebeur hierdie jaar, en as ek terugkyk, sien ek hoe my storie soveel lewens kom aanraak het, en ek wil net vinnig praat oor hierdie ding. Ons veral as blanke Suid-Afrikaners, Afrikaanssprekende mense word geleer, jy was nie jou vuil wasgoed in die openbaar nie. En bly stil, dan gaan niemand weet nie, maar stil bly is nie vrede nie. Wanneer ons begin praat, dan besef ons daar soveel mense wat gekonfronteer word met soveel gebrokenheid, en as jou storie dan vir iemand hoop kan gee daar buite, dan is dit mos alle rede om dit te vertel. En hoekom moet ek stil bly oor dit wat met my gebeur het, as dit nie my skuld was nie? Verseker. En ek dink dit vat ons terug na lewe in oorvloed toe. Die dief kom om te steel, en hy kom steel goeie goed by jou, en hy kom steel jou menswaardigheid, hy kom steel jou dignity, hy kom steel jou pluk vir die lewe, wil ek amper sê. En wanneer ons stil bly, pak ons in, en daai goed maak dat jy op die einde van die dag in 'n baie donker tronk sit. En in hierdie jaar, en ek is baie dankbaar vir Stefans Coetzee, wat my gementor het en my aanpoor het, wil ek amper sê, totdat hierdie boek plaasgevind het. En nou is ons op 'n plek waar ons ook op die YouTube kanaal en op verskeie ander sosiale platforms die woord van hoop kan uitkry, lewe in oorvloed kan uitkry, want lewe in oorvloed is nie net 'n program nie. Lewe in oorvloed is 'n leefstyl. Dit is so. En dit is wat ek wil volgende jaar buite toe leef, is daar die lewe in oorvloed. So die mense moet maar sommer nou gaan volg op Facebook. Ja, verseker. En bybly met alles wat gebeur, maar wat se boodskap wil jy vandag vir die luisteraars gee? Moet nooit moet opgee nie. My ma het my van kleins af geleer, en ek kom uit 'n baie gebroke huis. My ma het altyd vir my gesê, my kind, jy sal nie gaan lê nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Jy sal nie gaan lê nie. En ek hoor baie keer, en sy is al 71 vandag, hoe sy partykeer sê, ek sal nie gaan lê nie, ek sal nie gaan lê nie. Om vasberade te wees, en die beloftes wat God vir jou het, in besit te neem. Ek wil dit vergelyk met iemand wat 'n bankkaart het, wat propvol miljoene rande is,
en hoe daai persoon so arm leef, onder die broodlyn leef, omdat hy nie wil trek nie die geld wil trek nie, begin die geld trek. Begin die beloftes wat God vir jou het in besit neem, sodat jy lewe in oorvloed kan geniet. Gister is verby, ons kan niks meer doen aan gister nie, die son het gesak oor gister, vergewe, laat gaan, los dit wat gister gebeur het, en vat vandag en begin van vooraf. Dis hoekom die son elke oggend opkom, om 'n nuwe dag aan te kondig. Gister is klaar, die ou dinge is verby, kyk die nuwe het gekom, sê die Here, en daai nuwe is hier, dis nou, sodat ons dit kan gebruik. En dan, ek weet nou nie hoeveel tyd het ek oor nie, ek jou gesê ek gaan te veel praat, en dan wil ek net hierdie met jou deel, as gevolg van die lewe waardeur ek gegaan het ek baie hard geword. En eendag het ek by die Here gesit en ek vra vir die Here, hoe lyk ek vir u? En die Here sê vir my, jy is 'n kaktus. En ek sê vir die Here, dis dan 'n lelike plant. En die Here sê, ja, maar hy's sterk. Hy kan in woestynomstandighede oorleef. Maar daar kom 'n dag wat ek jou sal verander. En ek sien hierdie wit boom, hierdie boom met hierdie wit blomme, wit amandelblomme. En die Here sê, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Ek het jou beloof dat ek sal vergoed vir die manier waarop die vyand kom steel het. En hier waar ek is ek nie meer daardie harde mens vol stekels nie. Die Here het gekom, deur Life FM, deur sy gees, deur die mense rondom ons, deur die gemeenskap van die heiliges, en hy het my hart kom verander, sodat ek hierdie wit amandelboom kan wees. Lewe en lewe in oorvloed kan hê. Dis wie hy is. Baie inspirerend. En Pietro, ek wil graag vra dat jy nou die laaste woord het op jou eie program en dat jy 'n gebed sal lewer vir die luisteraars. Okay, kom elkeen wat onder die geklank van my stem sit. Kom ons bid saam. Here, ons dank U dat U die God is van gister en vandag en môre. Ons dank U, Here, dat U nie verander nie en dat elke belofte in U woord ja en amen is. En ek wil bid vir elkeen wat vandag dalk op daai plek is waar ek so klomp jare terug was, wat voel, hulle is teen die grond gegooi. Dankie dat U die God is van hoop en dat U altyd weer begin. Ek bid vir weer begin, soos net U dit kan doen. In Jesus se naam. Amen. Amen. Pietro van Life FM se kant af wil ons sê baie dankie vir al jou jare se diens. Baie dankie. En ons bid dat alles net vorentoe sal goed gaan. En ons hoop om jou meer op die TV te sien ook. En net baie dankie vir alles wat jy gedoen het vir ons. Ons waardeer jou ongelooflik baie. Ek wil vir Life FM baie dankie sê vir die platform en die geleentheid wat julle vir mense gee om as groentjies hier in te loop en as professionele omroepers hier uit te loop, wil ek amper sê. Baie dankie Amber en Brandon en die hele span. Ek weet nie of luister meneer Fourie dalk vandag nie, maar elkeen wat deel was hiervan, al die omroepers, ek gaan julle mis. Maar ons weet dat daar is groot platforms daar buite wat gedoen moet word. Verseker. Baie dankie.